Genesis 29 vers 1 tot Genesis 30 vers 43. Jakob werk vir Laban. Hy trou met Lea en Rachel, sy vrou het baie seuns en hy word ryk. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. En met een sien hy 'n put in die veld en 3 troppe kleinvee wat daarby lê. Want uit die put het hulle die vee laat drink, en daar was 'n groot klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar gekom het, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle, my broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord, ons kom van Haran. En hy vra hulle, ken julle vir Laban, die seun van Nahor? En hulle antwoord, ons ken hom. Verder sê hy vir hulle, gaan dit goed met hom? En hulle antwoord, dit gaan goed. En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. En hy sê, kyk, die dag is nog lank, dit is nie tyd om die vee bymekaar te maak nie. Laat die vee drink en gaan heen, laat hulle wei. Toe antwoord hulle, ons kan nie voordat al die troppe bymekaar is nie. Dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die klein vee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Rachel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put, en hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. En Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom, waarlik, jy is my been en my vlees, en hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarop het Laban aan Jakob gevra, sou jy my vir nie dien, omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees. En Laban het 2 dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste was Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban, gee tog my vrou, wat my dienstyd is dat ek by haar kan ingaan. Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei, maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring, en hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir jou diens, wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dogter Rachel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis, die Here het my ellende gesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het my gehoor, dat ek die nie geliefde is, en my hierdie een ook gegee, en sy het hom Simon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, nou uiteindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem, en sy het opgehou met baar. En toe Rachel sien, dat sy vir Jakob geen kinders baar nie,
het Rachel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê, gee vir my kinders of anders sterf ek. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God, wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? En sy antwoord, daar is my slavin Bilha, gaan by haar in, dat sy op my knieë kan baar, en ek ook uit haar gebou kan word. Daarop het sy aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee, en Jakob het by haar ingegaan. En Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf, en my ook verhoor, en my 'n seun gegee, daarom het sy hom Dan genoem. En Bilha, die slavin van Rachel, het weer bevrug geword, en vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Rachel, ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel, en ook oorwin, en sy het hom Naftali genoem. En toe Lea sien, dat sy opgehou het met baar, neem sy haar slavin Silpa, en gee haar aan Jakob as vrou. En Silpa, die slavin van Lea, het vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Lea, gelukkig, en sy het hom Gad genoem. Daarna het Silpa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Lea, ek gelukkige, want die dogters sal my gelukkig prys, en sy het hom Aser genoem. En Reuben het in die dae van die koringoes gegaan, en in die veld liefdesappels gevind, en die na sy moeder Lea gebring. Toe sê Rachel vir Lea, gee my tog van jou seun se liefdesappels. Maar sy antwoord daar, is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappels wil neem? En Rachel sê, daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels vannag by jou slaap. Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde, jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels, en hy het die nag by haar geslaap. En God het Lea verhoor, sy het bevrug geword en vir Jakob 'n 5de seun gebaar. Toe sê Lea, God het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het, en sy het hom Isaskar genoem. En Lea het weer bevrug geword, en vir Jakob 'n 6de seun gebaar. Toe sê Lea, God het my 'n mooi geskenk gegee, nou sal my man uiteindelik by my woon, want ek het vir hom 6 seuns gebaar, en sy het hom Sibilon genoem. En daarna het sy 'n dogter gebaar en haar Dina genoem. En God het aan Rachel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen. Sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sê sy, God het my smaad weggeneem. En sy het hom Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun daarby voeg. En nadat Rachel Josef gebaar het, sê Jakob vir Laban, laat my trek, dat ek na my woonplek en my land kan gaan. Gee my vrou en my kinders, waarvoor ek u gedien het, dat ek kan gaan, want u weet self hoe ek u gedien het. Daarop antwoord Laban hom, as ek nou guns in jou oë gevind het, ek het waargeneem, dat die Here my om jou ontwil geseën het. Verder sê hy, bepaal vir my jou loon, en ek sal dit aan jou gee. Toe antwoord hy hom, u weet self hoe ek u gedien het, en wat u vee by my geword het, want min was dit voor my koms, en dit het sterk vermeerder, en die Here het u geseën op my voetspoor. Wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk? En hy vra, wat moet ek jou gee? Toe antwoord Jakob, u hoef my niks te gee nie. As u hierdie ding vir my wil doen, wil ek weer u kleinvee oppas, ja, versorg. Ek sal vandag deur al die kleinvee deurgaan, en daaruit al die gestippelde en bont vee uitkeer. Al die vee onder die skaaplammers wat swart is, en die bontes en gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees. En my regverdigheid sal later vir my getuig. As hy kom om my loon na te gaan, sal alles wat nie gestippel of bont is onder die bokke, en wat nie swart is onder die skaaplammers nie, gesteelde goed by my wees. Toe antwoord Laban, goed, laat dit wees volgens jou woord. En hy het dieselfde dag uitgekeer, die gestreepte en bont bokke, en al die gestippelde en bont bokooie, almal wat wit aan hulle gehad het, en almal wat swart was onder die skaaplammers, en die aan sy seuns afgegee. En hy het 'n afstand van 3 dae bepaal tussen hom en Jakob,
en Jakob het die oorige kleinvee van Laban opgepas. Toe neem Jakob vir hom groen latte van populier, amandel en plataanhout, en hy skil daarin wit strepe, sodat die wit van die latte uitkom, en hy sit die latte wat hy geskil het vlak voor die vee in die trogge, in die drinkbakke waar die vee kom drink het, en hulle het verhit geword as hulle kom drink. En die vee het verhit geword by die latte, en die vee het gelam, gestreeptes, gestippeldes en bondes. Toe skei Jakob die lammers, en hy draai die koppe van die vee na die gestreeptes, en almal wat swart was, onder Laban se vee. En hy het vir hom afsonderlike troppe gemaak, en die onder Laban se vee gesit nie. En elke keer as die sterkste diere verhit word, sit Jakob die latte voor die oë van die vee in die trogge, sodat hulle verhit sou word by die latte. Maar as die vee swakkerig was, het hy dit nie ingesit nie. So was daar nie swakkes vir Laban en nie sterkes vir Jakob. En die man het buitengewoon uitgebrei, en baie kleinvee en slavinne, en slawe en kamele en esels gehad.